Geagte vriende, kom ons gesels 'n bietjie oor identiteit. En my vraag aan jou vanaand is of van die oggend wanneer jy ook na my luister, ek praat in die aand so. My vraag aan jou is nie dit. Waarop grond jy jou identiteit? Op grond van jou geld in die bank, op grond van jou voorkoms, op grond van jou agtergrond, op grond van jou kwalifikasies. Op wat grond jy jou identiteit? Ons leer van Maria dat ons identiteit eintlik buite onsself geanker moet wees, nie binne in onsself nie. Maar voor ons daaroor praat, kom ons maak dit ons oë toe. Hemelse Vader, ons bid nou dat U vir ons help om ons identiteit in U te verstaan, nie in onsself nie, want in onsself is ons te gebroke, Here. Ons bid vir U genade nou as ons na U woord gaan luister. Amen. Vriende, ek wil vir ons die stukkie lees, die loflied van Maria. In die Rooms-Katolieke Kerk staan dit ook bekend as die Magnificat. Nou kom ons lees wat Maria self hier sê in hierdie gedeelte. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. My liewe vriende, Maria is vir ons 'n ongelooflike mooi voorbeeld van baie dinge. Verlede week het ons gesels oor die feit dat sy die eerste disipel van die Here Jesus was, die slaaf van God. Vanaand wil ons bietjie verder gesels, maar hierdie keer oor haar identiteit. Waar vind sy haar identiteit? En dit is 'n ontsettende mooi en diep gedeelte hierdie. Onthou net een ding, Maria is 'n niemand. Sy is 'n niemand. Sy is 'n 14-jarige of 'n 15-jarige dogtertjie. In daai tyd was dit darem 'n jong vrou, dis natuurlik vandag ook al 'n jong vrou, 15, 16 jaar oud. Sy was 'n jong vrou wat in Nasaret gebly het. En Nasaret was 'n onbekende dorpie. En sy was 'n onbekende meisiekind. En sy het niks gehad wat sy kon bied nie. Maria het niks aan die tafel toe gebring nie, vriende. Jy moet dit altyd baie, baie goed onthou. Sy was miskien maar net 'n skaap of bok op passertjie en het haar ma gehelp in die huis. En dit is wat sy was. En dan word sy baie belangrik. En vir 2000 jaar en seker vir die volgende 5000 jaar, hoe lank die aarde nog ook al gaan bestaan, gaan Maria belangrik wees. Hoekom? Doodgewoon omdat die Here in sy genade vir haar aangeraak het. En dis die Here se genade wat vir haar identiteit gee. Niks anders nie. En dis waarin ons identiteit ook moet lê, is in God se grootheid, in die Here. En dis eintlik hoe sy begin. Waar sy eintlik sê, maar ek is niks nie. Ek juig oor wat? Waaroor juig sy? Oor haarself, oor haar talente, oor haar geld, oor haar invloed. Oor dat sy een of ander posisie beklee in die wêreld of een of ander. Nee, oor wat juig sy? Sy juig oor God, my verlosser. Dis waaroor sy juig. Wat besing sy? Besing sy haarself? Nee, sy besing die grootheid van die Here. Hoekom sal iemand hoekom sal ek van nou af gelukkig genoem word deur mense? Dood eenvoudig, omdat God groot dinge aan my gedoen het en heilig is sy naam. Dis haar identiteit. Niks in haarself nie, is absoluut niks in haarself nie. En dis wat ons moet leer, my liewe
geliefde broers en susters en kinders wat na my luister. Ons moet leer dat ons identiteit is nie in onsself geanker nie, want ons is te gebroke en dinge kan te vinnig verkeerd loop binne in ons lewens en in ons harte. Dinge kan te vinnig verkeerd loop. Jy kan môre jou gesondheid verloor, jy kan môre jou geld verloor, jy kan môre jou posisie verloor. Ek weet van groot en belangrike mense wat baie invloedryk was en baie gehad het, wat dit in 'n oomblik kan verloor en wat dit verloor het ook. Maar Maria het niks eintlik om op te bou in haarself nie. Sy het nie die Here. En sy sê daar's twee baie belangrike dinge van die Here wat ons moet onthou. En dis sy mag om dinge te verander. Die Here kan dinge in 'n oomblik verander, vriende. En hy verander dit ook terwille van die onderdruktes, die wat swaar kry, die wat arm is, die wat in die moeilikheid is, die wat probleme het. Die Here se oor is nooit te ver om te luister nie. En so dis die een baie groot ding wat ons moet onthou, is dat God dinge kan verander. En die volgende groot en belangrike ding is sy beloftes, dat hy is 'n getroue Here, wat sy beloftes nakom. En wat ook al in jou lewe gebeur, en wat ook al met jou aangaan, die Here sal nooit sy beloftes ook in jou lewe vergeet nie, en vir jou omstandighede vergeet nie. Hy het beloof dat hy jou die sware las van jou sal afval. Hy het beloof dat elke haar op jou hoof getel is, en dat hy weet wat jy nodig het. Dis die Here waarin Maria haar identiteit vind. Sy kyk weg van haarself, of sy sê, ek is die kind, die slaaf. Ek is die disipel, ek is, die volgeling van God. Ek behoort aan hom, en dis my identiteit, dat ek begenadig is. As mens na Maria kyk, vriende, dan sien jy net iemand wat deur God verander is, deur God aangeraak is, deur God aan die lewe gehou word. Iemand wat 'n stortvloed van God se genade ontvang het. En dis ons identiteit. Wie is jy op aarde? Ek is Rassie. Wat het ek? Ek het niks. Wat kan jy na die tafel toe bring? Absoluut niks nie. Wat is jou status? Ek is 'n kind van God. Dis al. Wat het jy? Net God se genade. Dis al wat ek het. Sy liefde en sy genade. Wat op hoop jy? Ek hoop maar net op die Here se beloftes. Wat staan jy op? So God se grootheid, sy mag. Dis al waarop ek staan. Dis al wat my hoop gee. Dis al wat my ondersteun. Dis wie ek is. 'n genadigde van die Here, niks anders nie. En vriende, dit is 'n ding wat ons moet leer. Dit is 'n ding wat ons moet leer verstaan. Want ons identiteit, almal van ons identiteit lê maar eintlik in onsself, in ons gebroke self. En daarom het ons 'n probleem met ons identiteit, want meeste van kere dink jy niks van jouself nie. Want jy het niks om te bied nie. En die ander kere dink jy te veel van jouself, want jy dink jy is hierdie wonderlike, aantreklike, slim, mooi mens, en dat jy baie belangrik is en jy is nie. So sien hoe gevaarlik dit is om jou identiteit in jouself te soek, want dit is so skeef getrek. Kyk na Maria. Maria vind haar krag, haar lewe, haar toekoms, haar hoop, alles in die Here. En sy gee haarself vir die Here. En dit maak haar buitengewoon, belangrik en groot. En natuurlik ook 'n voorbeeld vir ons. Hemelse Vader, dit is so mooi om te sien hoe Maria haar identiteit in U vind, haar krag in U vind, haar hoop in U vind. En dat sy doodgewoon staan in hierdie wêreld as 'n begenadigde. Sy het niks om te bied nie, sy het niks bygedra nie. Is dieselfde met ons het niks om by te dra nie. As die wêreld na ons kyk, Here, al wat hulle sien is 'n begenadigde van die Here. Help ons om so te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.